vriendelikste land in die wêreld, van al 147 lande. Wie weet watter land is die vriendelikste land? Sandra, ons is nou nie heeltemal so groot soos 'n land nie, maar dis Finland. In Suid-Afrika is maar 95ste uit 147 lande. Nou weet Moeder Teresa het gesê, hoe breek jy 'n hongersnood een bord kos op 'n slag? Dit was haar sin. Nou sê ek, hoe verbeter ons vriendelikheid? Ek wil sê een glimlag op 'n slag. So welkom hier vanmôre, maar kyk vir die ou of vrou langs jou en gee hulle 'n glimlag. En as jy sien hulle het 'n glimlag. Loof die Here, eet baie dankie vanmôre, is lekker by die huis van die Here. Ons het redelik reën gekry, ons is dankbaar vir reën. Vir almal wat met 'n boorgat werk, kyk is dit seker ook belangrik dat ons lekker reën kry. Ek was bekommerd dat die krag afgaan. Ek het gisterand hier van 10:00 af, as ek wakker word in die nag, en sê ek, Here, laat die krag net aankom voor 8. Laat die krag net aankom voor 8. En ek moet vanmôre sê, dank die Here, die krag het aangekom voor 8. Moeders met babas, die moederskamer is in my linkerkant, as jy moet gebruik. As jy 'n probleem het daar met die klankapparaat of te sag is of die lig, praat net met ons asseblief. En dan het ons vanmôre Sondagskool. Nadat ons klaar gesing het, gaan die kinders uit na die Sondagskool toe, hier aan my regterkant. So ons het môre so baie kinders, soos verlede week nie, maar nogtans het ons Sondagskool. Ek weet nie enige reëling wil maak ten opsigte van doop, troues, lidmaatskap en wat ook al. Kontak nou net vir Daniel met die kerkkantoor. Daar is 'n blaadjie daar gewoonlik by die klank agter met ons besonderhede op, jy kan dit daar kry asseblief. En dan het die dames kom Woensdagoggend 10:00 hier by die kerk by mekaar. Is baie welkom om dit te kom bywoon. Ek kom baie hierheen om kyk ek wat jy aangaan. Verlede week, nie verlede week hierdie Woensdag, die vorige Woensdag wat jy kom, toe was daar koek. Dus ek so bly dat ek kom kyk hoe dit met hulle gaan. Hierdie week toe daar kom toe net dan het 'n klomp pompoene. Toe loop ek maar weer. Maar ja, dit is pompoene wat ons gekry het om op te sny, wat ons kan uitgee, ook saam met die kos wat ons gee vir hulle wat dit nodig het. En daarvan gepraat, as jy 'n bydrae wil maak, asseblief, en jy betaal dit in rekening in, maak net seker jy spesifiseer waarvoor dit is. Dat ons nie geld wat bestem is of vir die welsyn of vir sending of wat ook al, of die Bybelboodskap gaan gebruik vir onsself, en dat ons dit daarvoor aandoen. So asseblief, die wat reeds ondersteun en help ook daarmee, baie dankie. En dan Vrydag die 27ste Maart het ons weer lekker boerenbors rolle wat ons gaan verkoop hier buite by die hek. Dit is regtig lekker. En daai geldjies wat ons daar in gebruik ons vir twee goedjies. Die een is vir ons welsyn of barmhartigheidsdiens, die een helfte. Die ander helfte gebruik ons ook om ons Sondagskoolkompleks bietjie op te gradeer. Ons moet nou nog die plafon daar doen, ons moet die plekkie nog verf. As ons 'n mooi kerk kan hê, moet die kinders ook 'n mooi plek hê. Is nie waar nie? Amen. Inteendeel, dit moet vir hulle ook aangenaam wees. Hulle moet nie voel ons skeep hulle af nie. En dan het daar versoek gewees dat ons die bankbesonderhede op die WhatsApp groep sit. Dit is daar opgesit. Ek weet nie of dit nog gaan op is nie. Jy kan maar kyk. En as jy dit nie het nie, kan jy maar net vra as jy dit nodig het en dan sal dit vir julle gee. Verjaarsdag, 22ste Flip Olivier. En dan lof die Nel, die 23ste Grant is Woensdag. Verjaardag. Of Dinsdag. 24ste. Maksag op Dinsdag of Woensdag is die 24ste. En dan die 27ste Giel Jacobs en dan Saartjie Jonker ook die 27ste en die Brindel is dan die 29ste en die 29ste is ook die Winnie Pretorius. Nou ons het verlede week klaar gemaak op ons kursus oor Romeine. Ons begin vanaand met 'n hele reeks, is 'n redelike langerige reeks, maar begin ons met 'n reeks oor Openbaring. So jy is baie welkom om dit te kom bywoon. Dit is 5:00. Ons gebruik gewoonlik die eerste 3 minute om te groet en daarna spandeer ons elkeen so 'n bietjie in gebed. Jy bid waar jy wil, hard, saggies, net soos wat jy wil, maar dan bid ons 'n bietjie saam
vir die gemeente en vir alles waarvoor ons moet bid. En daarna begin ons met die kursus so 10:05, kwart oor 5. En dan maak ons gewoonlik so 6 uur klaar, dan drink ons koffie en dan kun jy die ouens 'n bietjie lekker. Maar jy is baie welkom. Nou ja, voordat ons die offergawe gaan opneem en die naam van die Here gaan groot maak, gaan ons hierdie diens open met gebed. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Vader, ons sê vir U dankie vir elkeen, Here, wat U deur gedra het hierdie laaste week, laaste 2 weke. Vir elkeen, Here, ons dink besonder ook in John wat U aangeraak het. Ons glo dat hierdie week in die hospitaal sal kom. En Here, ons weet dat daar's ander ook vir wie ons gebid het. Ons wil vanmôre vra, Vader, dat U ons sal seën in ons samesyn. Dat U ons sal seën in hierdie diens, sodat ons gebou gestig en versterk hiervandaan sal gaan. Ek wil ook vra vanmôre, Here, dat dit wat geïn word, dat U ons sal seën om dit op 'n verantwoordelike wyse te spandeer. Dit behoort aan U. Dis nie ons nie. En ek dank U daarvoor en ek eer U daarvoor. Seën ons samesyn. Ontvang nou vanmôre ook ons lof. Dis my gebed in Christus naam. Amen. Kom ons staan, ons gaan lekker saam sing terwyl ons op U gaan wag. Give me your good enough and now.
Thank you.
siek aan die hemel, na die hemel toe sê dit, Here, gaan jy die objekte sê, Here, ek verloor nie. U is Heer, U is meester in my lewe. Ek verloor nie, maar ek sal dankie dat ons vanmôre kan sê ons verhoog U, ons vereer, ons verhef U, want U is God en God alleen. Daar is geen ander soos U nie. Ons eer U vanmôre en ons loof U vanmôre. Dankie vanmôre, Christus naam, dat ons U kan ken, ook in die grootheid van genade en liefde. Amen. Baie dankie vir die sitplek hier, broeder en suster. Die kinders kan vanmôre Sondagskool toe gaan. Loof die Here. Tema vanmôre is by wyse van Spreuke. By wyse van Spreuke. Ek is baie lief vir die boek Spreuke. Van jongs af, van kinderdae af. En ek hou van woorde. Ek weet my onderwyser sou dit gehoor nie, maar ek hou van woorde. En ek speel graag met woorde. Ek skryf gedigte, en ek skryf versies, en ek skryf rympies, en ek skryf allerlei goedjies. Partykeer sit ek dit op Facebook, en partykeer sit ek dit nie op Facebook nie. Maar ek het dit klomp van die goed. Want ek hou van woorde. Dat my dink, en dat my wonder oor. En ek dink dit verklaar dalk ook hoekom ek so lief is vir die boek Spreuke. Want die boek Spreuke is 'n versameling van wysheidsspreuke, gesegdes, reëls, noem dit wat jy wil. Maar dit is gefokus op die mens en dit is gefokus op die wyse waarop mense reageer. En dit spreek van ons alledaagse lewens. Hierdie dag tot dag bestaan van ons as mens word so mooi vir my vervat en riglyne vir my gegee in die boek Spreuke. Dit hierdie boek Spreuke gee ons riglyne oor hoe om met ander te praat. Dit gee riglyne oor hoe jy moet besluite neem selfs. Dit gee riglyne oor soveel dinge in jou lewe. Dit gee 'n indikasie van hoe moet ons met ander mense werk. Die belangrikste seker
is die riglyne wat die boek Spreuke vir ons gee, oor hoe ons as mens God moet respekteer, God moet eer en selfs moet dien, en ook hoe ons mekaar kan respekteer en kan eer. En ek dink die belangrikste is hoe ons God moet eer en respekteer as ons God. Die boek Spreuke bevat 'n klomp spreuke wat kort is, maar dit is treffend, dit is kragtig, en dit bevat kragtige lewenswaarhede, praktiese raad. Dit is gewoonlik kort en kragtig en maklik om te onthou. Ek het dit al weer gesê, maar my gunsteling is Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Die spreuke en die wyshede wat jy lees daar kan 'n impak maak op mense se lewens, dit kan 'n impak maak op jou selfbeeld, dit kan 'n impak maak op mense se gedrag. Spreuke kan 'n mens in hulle verhoudinge met ander ook help. Kan jy help in jou verhouding met die Here ons God? Ek weet nie wie van julle is ook nog lief vir die boek Spreuke nie, maar dit is vir my 'n kosbare boek met soveel waarhede in. Jy weet, as ek sê, praat van selfbeeld, dan dink ek aan die verhaal wat vertel word van die seentjie wat gestaan het in die dae tussen die berge en die valleie, en hy skree daar iets, ek haat jou. En dan kom die ego terug, ek haat jou, ek haat jou, ek haat jou. En hier kyk jy bang geraak. Sê sy pa van hoor jy moet iets anders skree. Sê ek is lief vir jou. En kom terug die ego. Ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou. En dit verander hierdie kind se gedagte. Kommunikasie is baie belangrik in u en my dag tot dag bestaan. Wanneer mense nie meer kan hoor en kan sien of kan praat nie, dan is jy baie grootliks afgesny van ander mense. Dus jou kommunikasie is baie moeiliker. Maar kommunikasie is baie belangrik en baie anders as wat baie mense moontlik mag dink en glo. Begin goeie, gesonde en opbouende kommunikasie by luister. En nou wil ek net vir die broers sê, daar is geen suster wat my gepraat het en praat vanmôre 'n bietjie met die mans nie. Hoe vanaand nie, ek praat so met ons almal. Met my ook. Die boek Spreuke koppel luister aan wysheid. En die onvermoë om te luister, koppel hy aan 'n paar ander dinge. Maar kom ek gee vanmôre vir jou 'n teksvers of 2. Spreuke 1 vers 5. Hy sê 'n wyse sal luister en kennis vermeerder. 'n Wyse sal luister en kennis vermeerder. Die twee dinge, wanneer jy wys optree, dan luister jy en jy kry inligting, jy versamel inligting, jy kry kennis aangaande iets, en daai kennis kan jy gebruik tot voordeel van jouself en selfs tot voordeel van ander mense. Maar het is belangrik dat ons dit sal besef. Weet wat, dit beteken beter om te luister. Spreuke 12 vers 5 sê, die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë, maar hy wat na raad luister, is wys. Salomo sê, die verstandige en 'n wyse koning het 'n veelheid van raadgewers. Nou sê ek nie met elke ou wat vir jou raad wil gee, luister nie, want elke ou wat vir jou raad wil gee, gee nie goeie raad nie. Maar jy moet luister. Spreuke 18 vers 3 sê, hy wat antwoord voordat hy luister, dit is vir hom 'n sotheid en 'n skande. En hier kan ons, baie van ons sê, einde af vanmôre, want baie van ons antwoord, baie van ons praat, sonder dat ons geluister het, ons hulle antwoord gee, ons hulle verduideliking gee, sonder dat ons behoorlik geluister het. Spreuke 15 vanaf vers 31 tot 32 sê, die oor wat luister na teregwysing sal onder die wyses vertoef. Partykeer moet ons ook daarna luister. Om te luister beteken, dit is om doelbewus aandag te gee aan wat 'n ander sê met die doel om te verstaan en dan met die wysheid of met wysheid daarop te reageer. Kom ons vat net 'n praktiese voorbeeld as ons die woord van die Here vat en ons lees hom. Jy hoor dit in die prediking
en alle prediking is nie altyd net 'n wagwoord nie, ongelukkig nie, maar daarom is ook die woord van die Here ken. Maar wanneer ons kyk na die woord van die Here, en die woord van die Here sê, laat jou vriendelikheid bekend word aan alle mense, dan is dit goeie raad. Dan is dit goeie raad. Dan moet jy met jou vriendelikheid loop. Ek het al baie gehoor dat mense sê, daai ou is vriendelik, en ander sê nee, daai ou is nie vriendelik nie. En hoe op grond van wat hulle dit baseer, weet ek nie altyd nie. Want dit is wyse raad. En 'n eenvoudige manier hoe om vriendelikheid oor te dra en oor te straal, is sit dit op jou gesig, gee 'n glimlag, gee 'n sagte woord, gee 'n vriendelike woord, gee 'n goeie groet, wat ook al daarmee gepaard gaan. Maar om te luister is om doelbewus aandag te gee aan wat 'n ander sê, en veral wat die woord van God sê, met die doel om dit te verstaan, en dan met wysheid daarop te reageer. Die woord van die Here vir jou sê, wees vriendelik, dan is dit ons maklik om te verstaan. Is dit nie? Ons almal kan dit verstaan. Ons kan dit ook doen. Dis 'n keuse. Luister sê twee kante op. Ons moet luister ten eerste na wat God sê deur die prediking of die woord soos ek gesê het, en ten tweede, hoe luister ons na ander mense? En dit gaan nie net hier oor mense wat in 'n verhouding is, oor 'n man en 'n vrou, of kinders met hulle ouers, of wat ook al nie. Ja, dit gaan oor huweliksmaats, ja, dit gaan oor vriende, en ja, dit gaan oor kinders, en dit gaan oor kollegas, en oor al daardie dinge. Maar dit is belangrik dat ons as mens sal luister na 'n ander, en ag te slaan op wat hulle sê. Dan om te luister met die doel om te hoor, nie net te hoor nie, maar wanneer jy hoor, dan wil jy verstaan ook, jy wil begrip hê. Spreuke 4 vers 20 sê vir ons, om ag te slaan op die woorde van God. Dis belangrik. Maar hoekom doen mense dit nie? Ag, hulle is baie keer net onwillig, hulle is baie keer besig, hulle is baie keer trots en eie wys, en baie keer is hulle sommer harde pas en wederstrewig en wat ook al. En as verskillende redes hoekom mense nie na die woord van die Here luister nie. Dit is ook nie altyd lekker om die regte ding te doen nie. Dit is altyd beter, maar dit is nie noodwendig altyd lekker nie. Maar daar's dinge wat hierdie wêreld bied wat altyd makliker is en lekkerder is as wat dit is om die Here te doen. Soms het mense weinig of geen geloof nie, of baie swak vertroue in die Here, of dalk het hulle gebrek aan verwagting. Hulle het ook groot geword met 'n swak voorbeeld. En so kan dit aangaan. Daar's redes hoekom mense nie na die Here luister. Ek wil vanmôre vir julle sê dat ek het al gevind in my lewe dat mense as gevolg van materialistiese dinge en twis wat hulle gehad het oor materialistiese dinge, het hulle met mekaar nie na mekaar geluister nie. Het hulle ook nie na die prediking en die woord van God geluister nie. Ek sal nooit vergeet nie, my heel eerste gemeente, en as ek dit nou vandag al vir jou gesê het, luister maar weer asseblief, maar dan my eerste gemeente, was daar twee broers. Hulle was groot vriende, eers op 'n stadium kom die een 10:00 in die aand van die werk af, hy het op die spoorweg gewerk, dan bak hy net sulke enorme brode, en dan gee hy vir hierdie vriend van hom 'n brood, of die helfte van die brood, gewoonlik het hy die helfte gekry, maar dan het hy die ander helfte gekry, en dit was baie lekker, maar hoe dit ook al sê, dan hulle het alles gedeel. Toe koop die een 'n kar met die ander een. En daar begin hulle moeilikheid. Nou is altyd op die kerkraad, nou wil 'n kerkraad vergadering hou. Nou sê hulle, nee, ek kom nie vergadering doen nie, sit nie saam met daai man op 'n vergadering nie. En ja, nie sê van daai een daar wees, want as hy daar gaan wees, gaan ek nie daar wees. Sê broers, wat staan die woord sê, en luister tog wat sê die woord. Slaan ag op die woord soos wat Spreuke 4 vers 20 sê. Vergewe mekaar, bid vir mekaar, verdra mekaar. Dis wat die woord van die Here sê. Maar nee, hierdie ou het my geld gekos, ek is nou kwaad vir hom. En dit is so. Jy het rede om kwaad te wees. Iemand ontneem dit van jou en sê dat jy nie rede om kwaad te wees nie. Maar jy het net soveel meer om te wen wanneer jy by 'n plek kom waar jy sê ek vergewe jou. Of weet jy wat? Ek laat hierdie ding by my verbygaan terwyl hulle van my eie sielsaligheid en vrede. Mense luister ook nie altyd na mekaar nie. En daar's 'n veelheid van redes hoekom nie. En jy kan maar môre, ek gaan nie alles oor huis, maar ek gaan môre 'n paar noem. As jy nou môre skuldig is daar, dan sê ek, "Ag, Here help my." Jy hoef nie hardop te sê nie.
Mense is bang vir reaksie. En reaksies wat dalk vir 'n vernedering kan wees. Hulle is bang vir kritiek. Hulle is bang vir 'n argument. Hulle is bang vir beledigings. Hoor jy, as ek dit sê, gaan die ander een so reageer, en ek het nie nou lus en krag vir daai tipe van reaksie. Nou luister ek nie, en ek sê ook net nie veel nie, dat die ding net verbygaan. Mense is daarop ingestel om te luister met die doel om te reageer. Iemand sê vir jou iets. In steede daarvan om te luister met die doel om te verstaan wat die persoon sê, luister jy met die doel om te reageer. Ok, hy het so gesê, dis wat ek om gaan antwoord. Geskiedenis van konflik. Jy hoor baie keer in argumente. Daar's 'n geskiedenis in die argumente wat mense met mekaar het en dit kom baie keer uit die woorde soos, ag jy luister nooit na my nie. My dinge wat ek voel en wat vir my belangrik is, staan jy mos nie af op nie. Jy steur jou nie daar nie. Jy steur nie in elk geval nie aan my nie. Jy steur jou ook nie aan wat ek sê nie. Jy al daai goeders gehoor, dalk gesê, maar dit kom baie keer daar vanuit 'n geskiedenis. Daar was iets wat in die verlede gebeur het, en nou draai jy dit oor na die hede toe en selfs na môre toe, as jy nie daarmee deel. Nou wil jy nie eintlik luister nie, want jy weet dit kan aanleiding gee daartoe. En soms is daar hartseer om te sê, 'n gebrek aan werklik omgee. Mense gee nie regtig om wat ander dink en wat ander selfs voel nie. Dis baie belangrik. Praat maar. Ek sal luister, maar weet van hierdie oor en met daai oor uit, jy verstaan mos. En gewoonlik wil jy iets met die oor uitgaan en gaan daai kant uit, is daar niks nie meer om te keer nie. Of is ek nou verkeerd? Werklik so. Soms luister mense nie omdat hulle kwaad is. Of hulle is bang om seer te kry. En dit is seker dat kan sodat mense nie altyd besef wat is die grootste probleem. Probleem is nie die kommunikasie nie. Mense praat baie keer met mekaar. Maar is die gebrek aan selfs liefde is nie die grootste oorsaak. Want daar is liefde. Maar die grootste oorsaak is daar is nie altyd begrip nie. Jy verstaan nie. Jy verstaan nie hoe ek voel nie. Jy verstaan nie hoe ek dink nie. Jy verstaan nie wat ek graag wil hê nie. Jy verstaan nie hoe ek dit sien nie. 'n Begrip. Begrip kom deur luister. Die Bybel sê vir ons dat geloof kom deur die gehoor. En gehoor kom deur die geluister. Dit is my hartseer as ek daaraan dink, want hoeveel mense is al mislei en verlei deur valse leringe. Dus as ek net gaan kyk, hoeveel mense daar's hierdie ouens wat by die Bybel allerlei wetjies goed wil voeg, en hier is ouens wat dit wil byvoeg, en daar is ouens wat dit wil wegvat. Al daardie goeders, omdat hulle ergens verlei en mislei was, deurdat hulle geluister het dat dit wat die waarheid is nie. En hoe meet jy die waarheid aan die woord? Maar dit gaan oor geestelike goed, dan meet jy dit in die woord. Moenie vir my kom goed byvoeg hier nie. Mense die geluister na die woord van God sê. Daar is dinge waarna ons nie moet luister. Dit is so. En ek kan nie vir al die teks verse gee nou Spreuke vanmôre nie, maar daar's baie wat vir jou waarsku daarteen. En daarom is die tema van vanmôre by wyse van Spreuke. En nou het ons nog nie gepraat oor praat nie. Ons het nog nie gepraat oor dink nie. Want dink en praat kom ook in die boek Spreuke baie duidelik na vore. Ons praat ook net van luister, want goeie kommunikasie begin by luister. Jy weet ek het 'n ou geken wat in 'n gemeente was en dan bid en hy bid die Here moet nou vir hom 'n boodskap gee en dan praat hy met my en hy sê vir my ure gebid. Sê jy het net gepraat, ja, ek het die hele tyd met die Here gepraat. Ek sê wanneer het jy geluister? Want jy nou 10 minute gebid dan die Here vir jou al op jou hart gelê waaroor jy moet praat, maar jy het nie kans gegee om te luister nie, want jy was so besig om te stoei en te vra vir iets. Jy moet luister. Daar's dinge waarna ons nie moet luister nie. Spreuke 16 vers 28 sê, 'n lasteraar bring tweedrag. Wat beteken dit? Moenie na kinderstories luister nie. Daar's soveel kinderstories wat oral in hierdie ou wêreld rondgaan. Ek weet nie, maar kan julle vir my môre met al die eerlikheid sê? Ek kan nie, want ek dit sommer vir julle sê.
was daar nog nooit in jou huis geskinder nie? Gaan nie vra om jou hand op te steek nie, maar dan gaan almal hand opsteek, of is dit verkeerd? Daar word geskinder, my Bybel sê, moenie skinder nie, want skinder bring tweedrag, skinder bring negatiewe gedagtes, en skinder is nie noodwendig altyd waar nie. En ek wil nie vanmôre oor skinder praat nie, maar Bybel sê, hy wat skinder is amper so 'n moordenaar. Maar hy sê vir jou Spreuke, moenie jou ore uitleen na hou wat skinder nie. Spreuke 1:10 sê, as sondaars jou wil verlei, moenie luister nie. Elke goeie stem is nie 'n goeie stem nie. Ek het vir 'n tydjie in my lewe het ek gerook. Gelukkig het ek dit vroeg verlos. Maar weet jy wat? Dit was iemand wat vir my gesê het, wil jy nie ook een hê nie? Ek het geluister. Ons steur word om te sê, hoor, nee, dankie. Ons luister partykeer. En nou wil ek nie vir jou verdoem oor rookvisie, dis nie wat ek wil sê nie. Ek wil net vir jou sê, partykeer leer jy 'n gewoonte aan wat nie goed is. Of jy glo goed, omdat jy na iemand geluister het. Wat jou beïnvloed het. Spreuke 14:15 sê, die eenvoudige glo elke woord. Die eenvoudige glo elke woord. Moenie alles wat jy hoor glo nie. Bly by die woord van God. En ek sê dit vanmôre vir jou, luister na wat die woord van die Here vir jou sê. Eerder is wat jy luister na wat ander mense vir jou sê. Daar's 'n magdom boeke, daar's 'n magdom artikels, daar's 'n magdom inligting in hierdie wêreld, of soos nog nooit van tevore nie is inligting so beskikbaar as kan kom. Ek kan vir sosiale media vra, wat sê wet 47 van 1998? Ek weet nie of wat so wet is nie. Maar wie wat, as daar so wet is, gaan hy vir my sê wat sê die wet. En dan sien ek by hierdie wet is dan hulle sê, geef my 'n opsomming. Want ek die keuse of ek na hierdie kunsmatige intelligensie wil luister of nie. Maar ek wil vir jou sê, hulle is altyd reg. Maar die feit van die saak is, moenie alles glo wat jy hoor nie. En wat jy hoor, wanneer dit geestelik van aard is, meen dit aan die woord van die Here. Wat sê die Bybel? Meen dit aan die woord van God. Moenie luister na mense wat jy wil vertel, jy glo verkeerd nie. Hoekom? Want dan wil jy glo, hulle glo, nou wie sê vir jou, hulle glo reg. Ek het baie dinge gehad in my lewe, en ek moet nie myself as 'n voorbeeld gebruik nie, maar waar ek gekonfronteer was. Daar was 'n stadium in my lewe wat ek gesê het, Here, nou wat ek doop. Hierdie ouens praat so, daai ouens praat so, daai ouens praat so, en ek was by 'n klomp mense en hulle praat oor die doop. En toe gaan ek na die Bybel en ek sê, Here, maak dit net vir my oop deur die woord. En toe laat ek my doop en toe word ek gestraf. Maar ek wil vanmôre vir jou 'n konsep gee, wat deur 'n sielkundige Carl Rogers ontwikkel was. Dis net 3 punte. En hy noem dit aktiewe luister, active listening. Dit gee vir jou 3 punte. Wanneer dit jou beurt is om te luister, dan luister jy met jou volle aandag. Belangrikste is, kyk mekaar in die oë. Ons leef in 'n tyd van selfone, en ek is baie keer skuldig self daaraan. Maar ons leef in 'n tyd van selfone, dan jy besig met jou foon en jy gee nie meer aandag wat gesê word. Is dit waar? Hier is net 3 mense met selfone. Dan sit jy neer en jy luister, kyk mekaar in die oë en gee aandag. Nou sê dan amen. Dan onderbreek jy nie die ander persoon om te sê wat jy wil sê in 'n reaksie. Ek is ook baie keer skuldig daaraan. Jy onderbreek nie, jy laat die persoon klaar praat. As dit na 'n halfuur gaan, dan kan jy sê verskoon my. Maar ek glo dit sal so lank. Onderbreek en luister met die doel om te sê, hoorie, wat voel hierdie persoon, wat dink hierdie persoon, wat sê hierdie persoon vir my, dat ek dit kan verstaan. En dan is jy nie heeltemal seker as jy daar reflekteer jy net na daai persoon en sê, hoorie, verstaan ek nou reg? Is dit wat jy nou vir my gesê? Maak seker dat jy reg verstaan. Want as jy reg verstaan, dan vermy dit 'n klomp konflik, dit vermy 'n klomp dinge wat nie goed is en dit laat jou ook beterlik reageer. En dis wat ons moet doen selfs wanneer ons in die kerk sit, wanneer ons luister na 'n boodskap. Dan moet ons aandag gee. En ons moet nie ons aandag onderbreek nie. Ek wil julle sê, ek is baie goed gewees
staan nie. Ek het hoeveel kerke herontwerp binne die kerk, ek het nog nooit eintlik veel van argitektuur gehou nie, ek hou van ouer geboue en al die goed is my mooi. Maar ek het in 'n kerk gesit dat ek gesê, maar luister, ek gaan nou die kerk gaan ek nou so verander, en as hier skelms met die kom wat ons wil kom roof, dan gaan ek seker maak, daar is 'n veilige plek, en ek maak seker vir dit, en ek maak seker vir 'n nooduitgang, en ek maak seker daar's 'n toppie wat jy ergens op jou bank kan druk, as jy ou te lank preek en jy kan wegval, en al sulke goedes. En ek het baie dingetjies ontwikkel en ontwerp, terwyl ek gepreek het, en terwyl daar gepreek is, en nou kom ek in die einde van die diens, en sê hulle nou, wat het die ou gesê vanmôre, wat jy nou vanoggend die ou het? Nou, wat ek kan dink is amen. Want ek het nie aandag gegee nie. Ek het nie geluister met begrip nie. En dan sal ek ook sê, ek verstaan nie. Dan bedink ek my skoonpa, hy baie keer sit hy voor die TV, dan is daar nou iets op die TV. Dan kyk hy, miskien 'n film van een of ander aard. Dan raak hy so 'n bietjie in slaap. Ek wil daai tyd dit nie verstaan nie, vandag verstaan ek dit ook. Maar in elk geval, dan raak hy so 'n bietjie in slaap, en as die storie na hom verby is of klaar is, dan sê dit was 'n simpel storie, mens weet nie wat daar aangaan. Hy sal nie weet, jy het 'n bietjie geslaap. Maar dit is hoe ons maak, ons skap ons brein af. En ek weet nie of dit waar is, maar hulle sê, mans luister nogal geselektief. Die feit van die saak is, my broer en my suster, ons moet luister met die doel om te verstaan. Nie net na mekaar, ja na mekaar ook. Maar ons moet luister na wat die Here vir ons sê. Ons moet luister na wat die Gees van die Here vir ons sê. Hierdie letter is 'n dooie letter, dit is ink op papier. Maar wat jy lees, dan maak jy dit Gees hierdie letter vir jou lewe. En dan gaan kyk net in die boek Spreuke, wat sê die Here vir ons? Hy sê 'n sagte antwoord keer die grimmigheid weg. Ons luister nie altyd met 'n gebed in ons hart, Here, hoe kan ek op 'n sagte wyse reageer? Nee, ek verstaan hoe werk dit, ons we want to fight fire with fire. En ek het mos 'n reg om reg te wees, so ek kan my sê. En ek wil môre weer sê, my broer en my suster, er is soveel dinge wat die Bybel vir ons leer, soveel dinge wat ons hoor in die Bybel wat ons nie toepas nie. Ons hoor dit, ons ken dit, ons weet dit, ons lees dit en ons luister daarna. Maar as ek vir jou eerlikwaar sê, wat maak ons daarmee? Luister ons regtig met die doel om te verstaan en dan met wysheid daarop op te tree. Bybel sê vir jou in Spreuke 19 vers 20, sê luister na raad en neem te gaan, sodat jy in die vervolg kan wys wees. Moenie my kom vertel nie, weet jy hoe my te vertel, wat weet jy nou nog? Het jy dit al gehoor, het jy dit al gesê? Ek kan vir jou aangaan, en vir jou veel dinge sê. As jy die verstand verkry, sy lewe lief, maar hy wat insig sal bewaar, sal die goeie vind. Hoe kry jy insig? Deur te luister. Want wanneer jy luister, kry jy inligting. En wanneer jy inligting kry, dan kan jy verstaan, en dink, en voel 'n ander mens. Maar belangrikste kan jy verstaan wat wil die Here vir jou hê. Wat is die Here se plan en sy doel en sy wil met jou lewe? En wanneer jy dit vat, jy daai begrip, is dit vir jou ten eerste tot voordeel. Salomo was 'n baie wyse man gewees. Hy het die grootste deel van Spreuke, nie anders, maar die grootste deel van Spreuke het hy geskryf. En hierdie riglyne wat hy gee, is kosbaar. Is kosbaar. Gaan in hierdie week en dan vat jy die boek Spreuke en dan gaan maak jy vir jou 'n lysie. Elke dag van 1 of 2 van hierdie slagspreuke, as jy dit geslagspreuk mag noem. Dat jy voel wie wat hier is waar. En dan vra jy vir jouself die vraag af, hoe pas ek dit in my lewe toe? Of hoe kan ek dit in my lewe toepas? Veral in my verhouding met die Here. Luister. Geweldig belangrik. Want dit bring vir ons begrip. En jy is wys as jy luister.
Ek het u vertel van die seentjie toe hy luister. Toe kom haar ander boodskap dan terug. Ek het in my lewe al met mense gepraat, ek het met mense gehoor en in my eie lewe ondervind. Hoe luister 'n verskil gemaak het. 'n Man en 'n vrou sit in huweliksprobleme, en hiermee wil ek afsluit. Hulle sit met huweliksprobleme, hulle het nie 'n lekker verhouding nie, hulle praat nie aangenaam met mekaar nie, hulle praat nie mooi met mekaar nie. Hulle bou mekaar nie op met wyse waarop hulle met mekaar praat nie. Hulle is afbreekend in die wyse waarop hulle met mekaar praat. Hulle is negatief in die wyse waarop hulle met mekaar praat. En hulle gaan sien 'n beraader, en die persoon luister na hulle, en hy verstaan, soos wat hy luister na hulle, wat is hulle probleem. En hy sê, luister, die boek Spreuke sê 'n sagte antwoord keer die grimmigheid weg. Nou in die toekoms wanneer jy daai kwetsende antwoord kry, sê iets positief, sê iets mooi, sê iets sag terug. En met verloop van tyd, het die man agtergekom, sy vrou reageer nie meer met aggressie en met 'n houding of 'n gesindheid van, want ek sal jou ook vertel, en jy gaan nie my vertel. Sy kom met 'n antwoord wat sag is, wat opbouend is, wat vertroostend is, wat bemoedigend is. En hy begin verander. En die grootste deel van hulle probleme in die huwelik is opgelos. Omdat iemand geluister het na wyse raad, dit toegepas het, en dit 'n verskil in iemand anders se lewe ook gedoen. Iemand het dieselfde raad gekry, maar nie daarna geluister het, dit nie toegepas het. Maar met tyd het hy besef, want dit is wat hier besig is om te gebeur. Een teksvers wat 'n verskil maak in die huwelik het. Kom ons luister. Wanneer jy die Bybel lees, dan lees jy dit en sê jy, ek wil hoor, wat sê jy vir my? Wat sê jy vir my? Vrou bel my, sy sê, luister, wat sê die Bybel oor hierdie saak? Waar staan dit hier staan? Ons het 'n teksvers in haar kop en nou wil sy dit gebruik in 'n argument met iemand anders. Ek sê, waaroor kan jy dit gebruik? Sy sê vir my waarvoor ons dit gebruik. Ek sê, nee, dit werk nie so nie. Jy gebruik nie die Bybel om aanhou te wil pak gee om te glo sodat jy wil jy moet glo nie. Jy gebruik dit om op te bou, te versterk, te bemoedig en al die regte redes. En as iemand vir jou iets sê wat jy nie van hou nie, man, weet jy wat, jy hoef nie daaroor te argumenteer nie, jy hoef ook daarop te reageer. Doen jy, en ek moet dit doen, dat die woord van die Here vir ons sê wat te doen. Ons gaan vanaand begin met Openbaring, wie wat een van die grootste kerngedeeltes van Openbaring gaan oor liefde. So lees, dan sien ons dit nie. Gaan oor liefde. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanmôre na U toe. En ons weet, Here, dat ons staan skuldig teenoor baie mense, ons staan skuldig teenoor U. Ons staan skuldig teenoor onsself. Here, omdat ons nie altyd luister na die waarheid. Omdat ons nie altyd ag slaan op die woord nie. Maar help ons en lei ons en leer ons, Here, om ag te slaan op U woord. Vra dit vanmôre vir een en elkeen in Christus naam. Amen. Ek het vanmôre terwyl ek nou kan hierdie diens doen, dink ek ook oor die krag van die leer. En ek dink net alleen het net soveel krag as dit ons toelaat op die ons allemaal luister. Maar die grootste leer is nie dit wat jy vir ander vertel nie, die grootste leer is dit wat jy jouself vertel. Ek kan nie 'n sagte antwoord gee nie. Ek kan nie dit nie, ek kan nie dat nie. Jy kan. Jy is tot alles in staat deur Christus Jesus wat jou vra. Amen. Kom ons staan vir ons laaste lied saam sing, dan gaan ons lekker koffie saam drink voor ons vandag.
Vader, vanoggend bid ek en ek vra dat ons wat ore het hoor. Here, ons luister nie altyd nie. Ons het 2 ore en ons het 1 mond en ons luister soms nie eens met albei ore gelyk nie. Vader, ek wil vir u vra, gee dat die woord wat gekom het vandag, dat dit in die week wat voor lê, regtig in ons harte sal lê, dat ons sal luister wat u woord vir ons sê, nie net wat mense vir ons sê, maar wat u vir ons wil laat weet. Vader, ek wil vir u vra, gee dat ons hierdie woord ook sal uitdra aan hulle wat nie vandag dalk hier is nie. Vader, ek vra dat u sal gee, dat u regtig die navolger van hierdie boodskap vir ons is. As ons dinge doen wat ons nie moet doen nie, dat ons sal onthou wat u by wyse van Spreuke vir ons gesê het. Vader, waar ons uit mekaar gaan vra dat u met elkeen sal wees, behoed, bewaar en beveilig hulle op pad huis toe, maar hou ook jou hand van beskerming in die week wat voor lê oor elkeen. Dankie Jesus dat ons 'n voorreg het om hier by mekaar te kan kom. In die naam van Jesus. Amen. Die Here sê nie van sy vrede, daar's koffietjie in die saal en jy moet 'n lekker middag hê. Wak. Ek het dit baie te genoem.